Ons gaan aan met die bergpredikasie, die Onse Vader wat deel is van die bergpredikasie. Julle kan saam met my blaai na Matteus 6. Matteus 6 ons gaan lees vers 13. Ek is al lank op by Matteus, ek is al by Handelinge. Daar is hy. Goed, kom ons lees. Dis die laaste gedeelte van die Onse Vader, waar Jesus vir hulle leer om te bid. En hy sê in Matteus 6 vers 13, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Nou, dis 'n baie interessante versie. Dit sê ons moet bid tot God en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Nou hier is 'n bietjie van 'n kompleksiteit hierso, want Jesus sê ons moet bid dat God ons nie in versoeking lei nie. En lei ons nie in versoeking nie. So hy bid dat God ons nie in versoeking sal lei nie. Dis 'n aardige frase. Want wat dit eintlik sê is God kan ons lei om sonde te doen in 'n groot mate. Nou die vraag is, kan God ons lei in versoeking? Die antwoord is definitief ja. As ons Matteus 4 vers 1 lees, dan sê dit, toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn om versoek te word deur die duiwel. So kan God jou in versoeking lei. Die Gees het Jesus, wie het Jesus in die woestyn ingelei om versoek te word? Die Gees van God het dit gedoen. So God doen dit wel. Hy lei jou om in versoeking te kom. Die vraag is dus, wat beteken dit? Want dit is 'n eienaardige ding dit is amper asof, as jy na God se karakter kyk, is dit totaal en al teen sy karakter, om iemand te lei in sonde, om iemand te lei om versoek te word. So dit is, ek het 'n bietjie geworstel met die vraagie, maar ek glo ek het die antwoord gevind op die einde van die dag, waarmee ek vrede het. Want dit is nie so eenvoudig nie, maar dit is ook nie so ingewikkeld nie. Nou in die eerste plek, as ons lees Jakobus 1 vers 12, nou sê ons, Jesus sê, so moet julle bid, Vader, lei ons nie in versoeking nie. So met ander woorde, hy bid dat God ons nie sal versoek nie, en dan sien ons baie duidelik, dat dit die Gees wat Jesus die woestyn ingelei het om versoek te word. Maar die woord sê baie duidelik in Jakobus 1 vers 12, dat laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en selfs versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. So aan die een kant sê dit, God lei ons nie in versoeking nie, asof God ons kan versoek. Dit sê die Gees het Jesus die woestyn ingelei om versoek te word, maar dan sê Jakobus 1 vers 13 dat niemand moet sê dat hy deur God versoek word nie, want God versoek niemand nie. So hoe bring ons die twee by mekaar? Dit maak dit 'n bietjie kompleks en ingewikkeld. Maar die antwoord lê in die oorspronklike woordjie wat gebruik word vir versoek. Dis die Griekse woordjie peirasmos. Peirasmos. Nou, versoek klink altyd, en nou enige versoeking gaan altyd met sonde te doen hê. Enige versoeking gaan altyd met sonde te doen hê. Nou as dit sê in Jakobus 1 vers 2, 3, 4, in Jakobus 1 vers 12, 13, 14 sê, ag dit loudere vreugde my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val. Daai woordjie vir versoekinge daar is peirasmos. Omdat julle wat deur die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwelkoming kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Dan sê dit vers 12, salig is die man wat versoeking, wat peirasmos verdra, want as hy die toets het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Dat niemand as hy in peirasmos kom, sê ek word deur God versoek nie, peirasmos nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek
as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Nou daarso sê dit, is al die woordjies vir versoeking is dieselfde Griekse woordjie. Maar waarin word daai woordjie gekoppel in die brief aan Jakobus? Dit sê daarso, want as hy die toets weerstaan, dit sê, omdat julle weet dat die beproewing, so daai versoeking, daai bereismos in Jakobus, waar hy praat van mense, agter dit louter vreugde, wanneer jy dus in versoeking kom. Versoeking om sonde te doen. Hy sê dis, ag dit louter vreugde, dis eintlik 'n goeie ding. Dis 'n fantastiese ding as jy in versoeking kom. Hoekom? Want dit gaan jou geloof louter, en dit gaan lydsaamheid bewerk. En dan sal jy baie duidelik sien, omdat jy die beproewing deurstaan, so beproewing word gekoppel aan die woordjie versoek, en toets word gekoppel aan die woordjie versoek. So versoeking in die konteks van Johannes, het baie duidelik te doen met beproewing, en dis 'n toets, dis soos 'n trial, 'n beproewing wat jy deurgaan, jy word beproef. Nou, wat Jesus eintlik vir die disippels daar sê, Vader, lei ons nie in versoeking nie, is lei ons nie in beproewing nie, lei ons nie in trials nie, in toetse nie. Nou wat is 'n toets? 'n Toets skryf nou, jy kan hom of deurkom, of jy kan hom val. 'n Beproewing kan jy of suksesvol, of jy kan 'n beproewing val. Iets beproef jou, om te kyk waar jy staan. Nou enige beproewing, word gekoppel aan sonde. Dis nie noodwendig onsedelikheid. Enige iets wat ongehoorsaam is aan God, enige iets buite die wil van God, is sonde. Dis baie duidelik sonde. Nou sê dit in Genesis 22 vers 1 tot 3, na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel. So, stel God mense op die proef? Ja. Dis net die Griekse woordjie vir versoek, is nie altyd in die lig van hoe ons versoeking sien, dat God lei ons in sonde nie, dat hy lei ons in beproewing, in om getoets te word, in sekere areas van ons lewe. En hierso sê dit, na hierdie ding het God Abraham op die proef gestel. Hoekom? En aan hom gesê, en hy antwoord, hier is ek. Na hierdie ding, hoekom, my versie is nie hier reg nie. Dit sê, want God het Abraham op die proef gestel, om te sien wat in sy hart is. Na hierdie ding het God Abraham op die proef gestel, om te sien wat in sy hart is, en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Julle, ek wil net gou iets verduidelik hierso. My rekenaar is kapot. Weet jy dat ek gesukkel om te copy en paste? Hy wil dit nie doen nie, dan moet ek op ander maniere try, maar nou sien ek hier sommige stukke uit. Stukke van die vers uit, maar in elk geval, moenie stres daaroor, ons gaan nie deurkom. Dus kom ek so lees, en dan sê ek half confused wat ek hier lees, want dit is nie wat veronderstel is om aan te staan nie. Maar in elk geval, ek verstaan nou hoekom dit nie hier staan nie. So ek lees tussen die lyne vanoggend, sorry julle. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel, om te sien wat in sy hart is, en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. En daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal, en toe hy van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer, en opgestaan, en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Dan vers 6, en Abraham het die hout vir die brandoffer geneem, en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle toe dan geloop, saam geloop. Nou beproewing in hierdie konteks is, God wou sien wat in Abraham se hart is. So beproewing is nie noodwendig 'n negatiewe ding nie, dit is 'n goeie ding wat deur God aangewend word, om te sien wat is in jou binnewêreld. Want beproewing en toetse gaan jou binnewêreld na vore bring. Nou as ek hierdie kook vat, en ek druk hierdie bottel plat, wat gaan gebeur met die koukie binne? Dit gaan uitskiet, want die bottel word onder druk, ek wil dit nou nie doen nie, want ek wil dit drink. Ek is 'n bietjie dors julle. As ek hom druk, kom die kook uit.
Dieselfde gaan gebeur met jou hart. Wanneer God drukking op jou plaas deur middel van 'n beproewing, want jy wil weet wat is in Abraham se hart, gaan Abraham se hart na vore kom. Abraham het wel die beproewing geslaag. Hy het sy seun gevat en in absolute gehoorsaamheid gegaan. So sien op die laaste een het hy sy mes uitgetrek om die seun te slag, sê die woord. Om die seun te slag, en toe het God gesê, wow. Maar wat was in Abraham se hart? Wat het daai beproewing na vore gebring? Dat Abraham was bereid om aan God gehoorsaam te wees, selfs sy enigste seun te offer. Dis wat in Abraham se hart was. Maar beproewinge bring dis ons hart na vore. Dis 'n goeie ding. Ja, dis hoekom Jakobus sê, ag dit loutere vreugde wanneer jy in beproewing kom. Wanneer jy in allerlei versoeking val, beproewing, omdat jy weet dat die beproewing van jou geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwelkliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. So waartoe lei beproewinge en versoekinge in hierdie konteks? Sorry julle. Dit sê, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom. So hier's 'n verwerkliking beteken hier's iets wat begin werk in jou. Beproewing gaan dus wys wat moet in jou nog gedoen word. Wat kort werk. Waaraan moet jy aandag gee? Sodat, en wanneer jy aan dit verwerkliking gee, wanneer die werk gedoen word in jou binnewêreld, dan sê dit, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom in 'n geestelike sin. Dis waartoe beproewinge lei, is om te toets wat in jou hart is. En as jy sien wat in jou hart is, gaan dit vir jou sê, waaraan moet jy werk, wat moet tot verwerkliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom. Dis die einddoel van versoeking of beproewing. Maar die woordjie hier vir parysmos is nie net 'n woordjie wat beteken versoek. Hy kan vertaal word as beproewing, toetse. Wie van julle het 'n ander vertaling? Lees hom gou, dan kyk ons of hy daar anders staan. Tella, wat het jy? Los hom, ek kry die boodskap. Jakobus 1 van vers 2. Ag, dit loutere vreugde my broers wanneer julle in allerlei versoeking val. Ja, maar dit kan, okay. Wie het 'n Engelse Bybelie? Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Kom ons gaan verder, ons gaan nie nou daarby stil staan nie. Maar in elk geval, gaan self daarop in, gaan kyk net bietjie wat beteken die woordjie parysmos. Dit kan ook beteken, dis 'n trial, dit is 'n beproewing. Dis nie noodwendig nie, maar enige beproewing het te doen, gaan nie gekonfronteer word met sonde. Want die Satan is deel van beproewing. God gaan dus die duiwel gebruik om jou te beproef. Jesus in die tuin van Getsemane was onder geweldige beproewing en onder geweldige versoeking om nie die wil van God te doen nie. Ja, hierso sê hierdie vertaling, consider it nothing but joy, my brothers and sisters, whenever you fall into various trials. Maar in elk geval, dit beteken toetse, trials, beproewinge ensovoorts, daai woordjie parysmos. En nou sê ek van my storie af. Maar dankie vir daai ene, dis wat ek gesoek het. Die duiwel is altyd deel van beproewing of trials of toetse. Omdat Jesus in die tuin van Getsemane, wie wou hê, hy moes nie die oordeelsbeker drink nie. Wie het dit vir Jesus moeilik gemaak? Toe Jesus onder beproewing gestel is in die woestyn, wie was op die toneel? Wie het hom beproef met? Dis die duiwel is altyd deel van beproewing. Maar God laat sekere goed plaasvind en hy gebruik die duiwel om dit wat in jou binnewêreld is na vore te bring. Hy wend dus die duiwel aan, nie omdat hy wil hê jy moet sonde doen nie, omdat hy wil sien wat in jou hart is. En as hy vir jou wys wat in jou hart is, dan kan dit tot volle verwerkliking kom. Dan kan jy werk daaraan, want jy sien, kyk wat is nog in my binnewêreld aan die gang. Kyk wat is nog hier, kyk wat is nog hier. En jy kan dan daaraan werk. En jy kan volmaak word en in niks kort kom nie.
Dit is dus bou van jou geestelike karakter, beproewinge. Maar nou hierso lê die volgende probleem. Sou julle sê dat beproewinge dus vir die kind van God 'n goeie ding is? Dis 'n goeie ding. As jy in die gym is, die enigste manier hoe jy jou spier laat groei, is om hom geweldige resistance onder hom te sit. Hy moet brand. Dis al wanneer hy adapt. 'n Spier groei, omdat hy ongemaklik voel. As hy ongemaklik voel, dan sê die brein, hierdie is 'n ongemaklike posisie, wat moet ek doen? Ek moet aanpas. Want ek wil nie, dit is nie normaal dat dit so moet voel, en die brein sê vir die spier, dat jy moet aanpas, dan groei 'n nuwe spierweefsel, sodat hy nie ongemaklik is in die spier gegroei. Dan van daar werk jy hom weer harder, dan sê die brein weer vir die spier, hierdie is 'n ongemaklike posisie, jy moet uit die ongemaklikheid kom, en hoe kom jy uit die ongemaklikheid uit? Hy maak nog spierweefsel, sodat jy uit die ongemaklikheid uitkom, en so groei en groei en groei. 'n Spier groei as gevolg van, hy voel ongemaklik. Jy sal nooit groei in hierdie lewe in 'n posisie van gemaklikheid nie. There's no growth in a comfort zone. There is no growth in a comfort zone. Daar's net groei onder pressure. Die grootste groei in 'n kind van God se lewe is wanneer hy in allerlei beproewinge verval. Want wat dan uit sy hart uitkom, en hy werk daaraan en dit kom tot volle verwerkliking, dan kan daai geestelike spier groei. En na dit gaan jy weer in beproewing kom, sodat hy nog groei. Beproewing lei dus tot groei, maar beproewing haal jou uit jou comfort zone uit. Dis nie 'n lekker posisie nie. Wanneer ek hierdie spier oefen en hy brand, en dit is later dat ek kan hy white, en dan weet ek jy kan nie, en dan pas hy aan. So beproewing is dus 'n goeie ding. Sou julle sê dis 'n goeie ding? Want Jakobus sê ag dit loutere vreugde. Maar nou lê die volgende dilemma. Hoekom sê Jesus vir die disippels, bid dan tot God, maar lei ons nie in versoeking? En verlos ons van die bose. Hy sê dan nou, ons moet bid dat ons nie in hierdie goed verval nie. Maar dit is dan 'n goeie ding. So, hier lê nog 'n dilemma in hierdie vers. Die eerste een was, God lei ons nie in versoeking nie, asof God ons versoek om sonde te doen. Maar dit beteken nie om sonde te doen nie. Dat God is die een wat sonde, nee, hy gebruik die Satan om ons te beproef. Daar is 'n groot verskil tussen die twee. Dit beteken nie dat God wil hê jy moet sonde doen, of hy lei jou in sonde nie. Nee, hy lei jou in beproewing, om te sien wat is in jou hart, nie om sonde te doen, maar dit gaan te doen hê met sonde. Maar wat beteken dit dus, as Jesus sê, bid, dat julle nie in versoeking kom nie, en verlos ons van die bose. Want die bose is eintlik die een wat die versoeking na vore bring. Want hy bewerk die versoeking, of die beproewing. Wie die versoeking bewerk, die Gees het Jesus soontoe gestuur. Maar Satan was die toneel en hy het hom beproef. So God se Gees gaan jou in sekere situasies lei. Dis wat God doen. Hy lei jou in 'n situasie, maar die Satan is die beproewer. Hy is die een wat beproef. En dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding. Maar nou wat beteken dit? Lei ons nie in versoeking. Dis want net daarna kom dit, verlos ons van die bose. So die bose het altyd te doen met versoeking. Het altyd te doen met beproewing. Hy's altyd op die toneel van beproewing en versoeking. As jy die konteks van die Onse Vader lees, wat sou u sê? Dit gaan altyd hierso oor, dis waarmee ons begin het. Ons Vader wat in die hemel is, gee ons ons daaglikse brood. Vergewe ons sondes. Een van die groot woorde wat ons op gefokus het in die Onse Vader is die woordjie ons. Dis nooit selfgesentreerd nie. Dit gaan nooit oor my nie. Ek is deel van daai ons, maar dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor 'n gemeenskap, 'n familiekonsep. Die fokus is altyd op die meerderheid, nie net ek nie. Het gaan nooit net oor my nie. My gebedslewe draai nie net oor my nie. Dit gaan oor God, en God se koninkryk en God se heerlikheid, en oor die wat teen my sonde gepleeg het, oor ander wat ook honger is, ensovoorts, ensovoorts. Die Onse Vader is dus 'n gebed wat totaal en al nie gefokus op self nie. Dis nie 'n selfgesentreerde gebed nie. Dis 'n gebed as jy dit lees, wat uitroep eintlik totale afhanklikheid van God.
Vader, vergewe ons sondes, soos ons sondenaars vergewe. Gee ons vandag ons daaglikse brood, dag vir dag, afhanklikheid van God. Dink net gou die volgende, sou dit inpas in die konteks van die Onse Vader is daar gestaan het, bid, Vader, lei ons in versoeking. Dit sou totaal teen die gees van die Onse Vader gaan. Want wat jy eintlik sou sê is, Vader, bring it on, I'm ready. Kom, bring jou versoeking, ek is reg vir hulle. Ek is reg vir hulle, ek gaan hulle almal slag. Daai is selfgesentreerd. Dit beteken, ek sê, ek kan dit doen. Die beproewinge bring het, lei ons 'n versoeking, jy gaan sien. Nee wat, ek slaag hulle almal, I'm good. Ek vas 2 keer 'n week, ek gee my 10de van alles, ek doen dit en dit en dit, sê daai fariseer. Vol van homself, Here, ek is, kyk hoe lyk ek, teenoor die res, nee Here, beproef my, kom. Is 'n totale teenpool van die gesindheid van die Onse Vader. Wat dit eintlik daar beteken is, Vader, lei ons nie in versoeking nie. Dit gaan eintlik in die volgende gees. As iemand nou vir my kom sê, luister, jy moet nou gou vinnig hierdie eksamen aflê. Die eksamen is eintlik oor 6 maande. Hulle sê vir jou, Januar, jy moet nou Junie se eksamen gou doen. Maar jy het nog eens begin met die nuwe werk nie. Kom ek vra gou vir jy's nog graad? 10, graad 10. As hulle nou vir jou sê, jy gaan nou Desember se eksamen skryf. Nou, môre, as jy maandag by die skool kom, gaan jy Desember maand se eksamen skryf. Wat gaan jy sê? Gee die eksamen vir my, ek reg, ek gaan volpunte kry. Hoekom nie? Jy het nog nie die werk nie. Jy het dit nog nie geleer nie. En dis eintlik wat dit hier sê. Vader, lei my nie in versoeking nie. Want ek is nog nie reg vir hierdie toetse nie. Ek gaan dit nog nie kan slaag nie. Ek is nog nie deur die prosesse om die beproewinge te kan deurkom nie. Dis eintlik die hart van daai vers. Die Vader lei ons nie versoeking nie. Hy sê eintlik vir God, ek slaan my hande op my bors, wees my 'n sondaar genadig. O God, ek kan nie hierdie beproewinge deurstaan nie. Ek is 'n klein, geringe mens. Ek is nie reg vir die toets nie. Ek is nie reg vir die beproewing nie. Ek sal dit nog nie kan slaag nie. Hier moet nog eers baie werk in my gedoen word, sodat ek die toets en die beproewinge sal slaag. Dit is wat Jesus eintlik daar sê. En dis wat jy eintlik daar bid. Is, God, lei ons nie, ek is nie reg nie. Ek is nog nie reg nie. Beteken dit, hy gaan nie die versoeking oor jou pad bring nie? Nee, hy gaan jou daarin lei. Maar die gesindheid is, Vader, ek is nog nie reg nie. Want ek sien al klaar, voor die beproewing, sien ek wat gaan my hart aan. As jy my nou beproef, gaan ek val. Ek gaan val. Dis 'n gesindheid waarin hy eintlik vir God sê, Here, ek is totaal en al afhanklik van U. Ek is 'n sondige mens. Ek is nie fantasties en gaan U beproewinge net slaag nie. Dis 'n uitspraak van totale afhanklikheid. Maar broers en susters, ag dit loutere vreugde wanneer jy in beproewing kom. Want wanneer dit tot verwerkliking kom, gaan jy volmaak wees en in niks kort kom. Dit gaan 'n werk in jou doen, mits jy, soos Abraham, reageer op daai beproewing. Jy kan dit of val, of jy kan dit slaag. 'n Toets kan jy of deurkom, of kan jy druip. Maar die eerste gesindheid is, Vader, ek is nog nie reg vir die toets nie. Ek is nog nie reg vir die toets nie. En hy weet dit. En daarom sê dit, hy sal jou nooit bo jou kragte versoek nie. So gaan nie jou nog om versoeking nie, al bid jy, Here, ek is nog nie reg nie. Ek gaan nie toetsie slaag nie, want jy erken, ek is gering. Gaan nie jou nog steeds, maar dit sal nie bo jou kragte wees nie. Dit sal wees in die maat wat jy vir die plek waar jy is, kan hanteer. Dit gaan dus hanteerbaar wees. Hy gaan mooi met jou werk. Dit gaan nie altyd vir jou lekker voel nie, maar dis God wat eintlik mooi met jou werk, want dit sal nooit bo jou kragte wees nie. Weet jy, wanneer is dit bo jou kragte? Wanneer jy jouself aangelei het, soos Jakobus daar sê.
Laat niemand as hy in versoeking kom, sê, hy word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Jy kan of daardeur weggesleep word, maar God sal jou nooit bo jou kragte versoek nie. Amen. Amen.